Goeiedag, liewe vriende. Almal van julle wat oor die jare met Didi te doen gehad het, haar leer ken het, vir haar lief gekry het, almal van julle aan wie ons die belofte gemaak het met haar afsterwe in Mei maand, ons gaan 'n geleentheid skep vir almal wat wil by mekaar kom om die Here dankie te sê vir die feit dat ons haar geken het, die feit dat sy aan ons toevertrou is vir 'n tyd, dat ons 'n diens gaan hou, maar ons het gevind, dis nou 7 maande later, vandag 5 Desember, en ons het besluit, nee, ons gaan nou die elektronika gebruik om die mense die boodskap te gee waar hulle is in hulle huise, en dat hulle kan meedoen saam met hierdie afskeidsgeleentheid, hierdie lofprysingsgeleentheid, en 'n danksegging aan die Here vir die feit dat Didi aan ons toevertrou is. Daar word 'n diens waargeneem vanoggend by 'n vriend van ons gesin al vir baie jare. Ons ken hom as oom Melan Nel, hy is op hierdie stadium professor Melan Nel, soos wat hy vandag 44 jaar gelede vir my en Didi in die huwelik bevestig het, so het hy die geleentheid, en ons het hom gevra om sy eie hart oop te maak, en die wyse waarop hy vanuit die Bybel vir ons wil vertroosting en begeleiding skenk. Hy gaan aan die woord kom, vir ons ander, ons het die wonderlike geleentheid om met sang ook betrokke te wees by hierdie geleentheid. Daar gaan 3 liedere wees voor die boodskap, 4 liedere na die boodskap en na die 4 liedere aan die einde, dan is dit die slotgebed. Nou wil ek net van my kant vir jy met my familie, Hermine en Christel, my 2 dogters, en Hermine, die oudste, sy eggenoot Vanus, met ons 3 kleinkinders, Daniel, Ben en Anneke, wil ons vir julle almal welkom heet om saam met ons hierdie geleentheid te vier. Ons beleef dit as 'n hoogtepunt. Ons het te verlies, want Didi is weg. Maar ons is skatryk, omdat Didi aan ons toevertrou is, en dat sy waarde in ons lewens toegevoeg het. Een van my kinders sê, as ons moet huil, dan huil ons terwille van die mense wat nie vir Didi geken het nie. Die wat nie die voorreg gesmaak het, om met haar te kon skouers skuur nie. Didi was nie so 'n volmaakte mens nie, maar sy was 'n besonderse mens, omdat haar lewe die heeltyd gestaan het in die teken van 'n absolute liefde vir die Here, en daaruit voortvloeiende absolute liefde vir almal wat deur die Here gemaak is, haar liefde vir mense. En in die woorde wat ons ingesit het op die gedenkplaat, waar ons nou al klaar 'n totsiens gedagte geplaas het by die gedenkmuur by die Klipkerk Heidelberg, is dit 'n verwerking van 1 Job vers 21b. En dit is in hierdie lig wat vandag plaasvind. Here, ons loof U met ons hele hart, want U is liefde en U is goed. U vertrou aan ons 'n tydelike lewe toe, om daardeur almal rondom ons se lewens permanent te verryk. Ons is hier as kinders van die Here om mekaar en die wêreld daar buite aan te raak en te verryk, deur God se hande en voete en mond te wees. Wees welkom en geniet die verrigtinge wat nou gaan plaasvind. Dankie. Loof hom wat wonders doen.
die Vader, Seun en Gees, almagtig en verhewe, die hele God ons roem, die krag en majesteit. O Heer, ons wil U noem, ons God in ewigheid. O Heer, ons wil U noem, ons God in Prys die Heer met blye galme, o my siel, daar's ryke stof. Sal solank ek leef my psalme vrolik toewy aan sy lof, en om wat sy guns my bied, altyd groot maak in my lied. Halleluja, Halleluja, want so behaag dit die Heer. Halleluja, 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 want so behaag die Heer. Halleluja, dis die God der leermagte, troue bondsgod van wel eer, God van wordende geslagte, tot in ewigheid die Heer. Sion sing die God ter eer, prys sy grootheid, loof die Heer. Halleluja, Halleluja, want so behaag dit die Heer. Halleluja, 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 want so behaag die Heer. Halleluja, Halleluja.
Halleluja, 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 want so behaag die Heer, halleluja. Goeiemôre. Daar is maar soms dinge in 'n mens se lewe wat jy moet doen wat vir jou niks lekker is nie, en tog aan die ander kant 'n geweldige voorreg. Toe die vroeër verjaar oorlede is, huis toe is, en Villiers toe al vir my gevra het om as dit eendag weer moontlik word vir haar so 'n gedenkdiens en dankseediens te doen, het ek ja gesê. Met die grandeltyd het dit nou nog nie moontlik geword nie, en toe hy my verlede week vra of ons nie maar kan iets opneem om op 'n bepaalde Saterdag uit te saai, en wanneer dit vir hom pas en wanneer hy as sy familie so besluit nie, het ek weer ja gesê. Maar ek het toe vir hom ook gesê, dis nie vir my lekker nie. En tog is dit aan die ander kant 'n enorme voorreg. Ons paai het begin kruis en mekaar beter leer ken en goed leer ken in 1974 tydens die jeug tot jeug aksie. En dit was my voorreg om vir haar en vir Villiers in die huwelik te bevestig, om hulle hartseer te deel toe 'n ou klein meisie weg is huis toe. Ons paai kom 'n lang pad saam. En ek verteenwoordig vanmiddag ons baie mense wat eintlik hierdie swaar en tog enorme voorreg ook sou kon gebruik het. So baie van haar vriende, dwars deur die land, so baie van ons aksielede, wat sou wou praat, sou wou iets sê van hoe hulle haar onthou en hoe hulle aan haar terugdink. Om Mike sou dit graag self wou gelei het, om Johnny, om Eddie, om jong Mike wat nou al afgetree het en iewers langs die see bly. Dankie Villiers vir die voorreg om vanmiddag iets te mag doen wat baie ander my sou kon gedoen het en ook graag sou wou doen. As ons in 'n kerkgebou was, dan sou my eerste woorde mos nou ook gewees het ons innige simpatie met jou en jou kinders en kleinkinders, met die verlies van iemand so naby en so kosbaar in julle lewens. En ek wil dit tog nogtans doen, al het almal van ons waarskynlik nou al die geleentheid gehad, om of per telefoon, of met 'n WhatsApp, of hoe ook al, ons handdrukke uit te deel, al kan ons nie aan julle raak in hierdie tyd nie, en naby julle kom nie, en al is die kinders vanmiddag selfs ver van hulle. Mag die Here op 'n besondere manier al die tyd van rou wat nog voorlê, vir julle onderneem en dra, en vir julle elke dag die pad gelyk maak. Hoe moet 'n mens nou aan hierdie dag dink? As 'n mens haar geken het, soos jy mos nou wou gehad het, soos Villiers meer as een keer ook vir my gesê het, dat dit net 'n dag moet wees wat dank bring en lof bring aan God, ons Skepper en Verlosser. En tog wil 'n mens ook haar lewe in herinnering roep. Dis ook 'n gedenkdag, al is dit ook 'n dankie sê dag. En ek wil dit graag in daai lig benader, as ek nou 'n psalm lees en vanuit die psalm 'n klompie gedagtes deel, dan is dit eintlik nie my gebruikelike manier van preek nie. Ek hou daarvan om 'n teks te vat en te probeer uitlê, hoe poever ook al. Maar vanmiddag wil ek sommer net 'n tema vat wat in die psalmboek so dikwels na vore kom. Voor ons dit doen, kom ons buig ons hoofde. Hemelse Vader, baie dankie dat ons in hierdie oomblikke kan terugdink aan iemand wat so naby aan ons, aan baie van ons was, en in besonder aan haar gesin, Villiers en haar kinders en kleinkinders. Dankie dat ons kan terugdink aan iemand wat U gegee het aan ons almal, aan U kerk en aan ons land, met soveel gawes, met soveel toewyding, met soveel vreugde en soveel entoesiasme om vir U te dien en lief te hê. Dankie vir haar passie wat op soveel maniere vir ons geïnspireer het en sal bly inspireer. Maak hierdie oomblikke van stil word tot U eer, soos wat sy dit graag sou wou hê. Maar maak dit ook vir ons wat aan haar dink vandag, oomblikke van troos en bemoediging en dankie sê. In die naam van ons Here, Jesus Christus die Here. Amen. Psalm 66. Elke keer as ek 'n teks in die psalmboek lees wat handel oor die lof van die Here,
dan dink ek nogal dikwels aan die. Ek lees nie die hele Psalm nie, is 'n bietjie lank, maar ek hoop jy ken hom, ek hoop jy gaan hom lees. Psalm 66 vers 1. Juig tot eer van God almal op aarde. Sing tot roem van sy naam. Gee hom die eer wat hom toekom. Bely voor God hoe ontzagwekkend is u werk. U mag is groot, u vyande kruip voor u. Alle mense moet voor u buig. Hulle moet sing tot u eer, hulle moet sing tot die eer van u naam. Kom, hoor wat God gedoen het. Kom, hoor van sy magtige dade onder die mense. Hy het die see en die droë land verander. Sy volk het droogvoets daar deur die rivier getrek. Toe het ons gejubel oor hom, wat ewig heers deur sy mag en die nasies in die oog hou. Dan die gedeeltetjie waaruit die teks van vanmiddag kom. Ek sal u huis betree met brandoffers en aan u die geloftes betaal, wat ek gedoen het, wat ek afgelê het, toe ek in nood was. Ek bring vir u vet skape as brandoffers, ramme as wierookoffers, en ek offer beste en bokke. Kom luister alle dienaars van God, ek wil vertel wat hy vir my gedoen het. Skaars het ek na hom geroep, of daar was reeds 'n loflied op my lippe. As daar sonde in my hart was, dan sou die Here nie geluister het nie, maar God het geluister. Hy het my gebed verhoor. Die lof kom God toe, wat my gebed nie afgewys, en sy trou nie van my weerhou het nie. Die teks wat ek graag wil herhaal, en soos ek nou al reeds gesê het, waaroor ek nie regtig waar in detail wil praat nie, maar as het ware, as 'n psalmtema wil uitlig. Kom luister alle dienaars van God, ek wil vertel wat hy vir my gedoen het. Ek wil vertel wat hy vir my gedoen het. Die mense aan wie ons vanmiddag terugdink, se lewe het regtig in die teken gestaan van getuienis. Telke male wanneer ek aan haar dink en wanneer ons by mekaar was, of het nou tydens die aksie was, of by ons reunies, of op ander geleenthede, was dit deel van haar menswees om te getuig. Hoe goed die Here is, hoe hy onderneem het, hoe hy gebede verhoor het, hoe hy sorg, hoe hy meer as een keer wanneer deure toe was, ander deure oopgemaak het. Het was my dikwels in my lewe, asof ek, wanneer daar selfs ietsie hartseer in haar oë en op haar gesig gelê het, tog in die woorde die lied gehoor het. Dis die daarin geslaag om, selfs wanneer dit nie elke dag so goed gegaan het nie, want hulle het ook deur swaar tye gegaan, sy en Vilje, om nogtans met haar mond te bely, die Here is goed. En die teks van die Psalm vanmiddag is nou 'n redelike tema wat dwars deur die psalms loop. Ek hoef nie vir jou te sê nie, jy ken dalk die psalmboek baie beter as ek. Maar dit is mos 'n boek van alle moods, van alle moontlike gesindhede, emosies, wat er in 'n mens se lewe mag opkom. Die boek word mos nou nie verniet genoem, die boek van die kerk nie. Want dit maak nie saak in watter gemoedstemming jy is nie. Selfs kwaad, selfs party van die haatpsalms. Daar is 'n psalm wat vertolk hoe jy voel. Maar dit loop soos 'n goue draad deur hierdie boek, dat die gelowige dikwels weer terugkom by hierdie moment van Psalm 66. Ek wil vertel wat die Here gedoen het. Die aarde getuig van sy wonders. Die see, die berge, die veld, die bome, die bosse, die strome. Getuig van God, van sy goedheid. In die psalmboek, net na nou die teks wat ek uitgelig het, is daar nogal iets van hierdie soort van 'n gebedsomgang met God. Dat jy na God toe gaan met alles, en dat hy gebede verhoor. Partykeer weet jy nie hoekom nie, want as jy moet kyk na ons lewens, is daar geen rede om te verhoor nie. En hierdie psalm maak nogal iets daarvan, dat as het die Here het eintlik die reg om nie te hoor nie. En tog hoor hy. Het hy gehoor en het hy voorsien. En weer 'n keer
die laaste vers van die Psalm, die lof kom God toe. Het is amper asof die psalmdigters in wele ook al almal was, wat 'n aandeel aan hierdie boek van sy 150 psalms gehad het. Het is altyd asof hulle 'n soort van 'n geleentheid soek, 'n vergadering van die gelowiges soek, soos ons teks sê, alle dienaars van God, ek wil vertel wat die Here vir my gedoen het. Haar lewe sal dit mos nou aanhoudend bly vertel. Ons het almal aan die einde van haar lewe met groot soort van half medebenoudheid aan haar en aan Villiers gedink, wetende dat sy swaar kry en dat sy siek is. My laaste gesprek van haar was sy al baie siek. En ek het gepleit om tog na 'n goeie geneesheer toe te gaan en goeie mediese advies te kry. Maar selfs in daai gesprek met pyn en ongemak en in 'n sekere sin seker al 'n bewussyn daarvan dat my liggaam word swakker, tot die dood toe swakker, het dit uiteindelik gebleik, was daar nog altyd die loflied. Die Here is goed. Die Here voorsien, die Here sal voorsien. En namens baie mense vanmiddag, haar vriende, ons aksiemaat soos ons na mekaar verwys, haar familie, wat so naby aan haar is soos bloed, Villiers wat altyd op 'n unieke manier aan haar verbonde sal bly. So wil ons haar graag onthou. En as ek Villiers nou reg verstaan het toe hy die versoek na my toe gebring het, dan was dit om 'n land ons wil nie treur nie, al treur ons. Ons wil nie huil nie, al huil ons. Ons wil nie in die verlede vasgehou word nie, al rou ons. Ons wil saam met haar 'n loflied aan die Here bring. Amper half soort van 'n vergadering van die gelowiges soek. Die dienaars van God in die vergadering van God, die geloofsgemeenskap, waar ons kan vertel wat die Here vir my gedoen het. Ek wens ons kan vanmiddag almal sommer net by mekaar wees as gelowiges, wat by hierdie klein stukkie elektroniese oomblik ingeskakel is, om saam met haar die Here te loof en te prys. Ek het al gewonder, as ons nou in 'n kerkgebou was, wat sou ons gesing het? Ek sou, as Villiers nou deurgegaan het met sy versoek, sou ek daar maar gepleit het dat ons op een of ander stadium Psalm 146 sing. Prys die Here met blye galme. Hy is die God aan wie ons loflied bring. Dat ons dalk die pragtige lied kom dank nou almal God. Die drie enige God waarvan die derde strofe van daai lied so uniek vertel. Dat ons dalk een of twee van die jeug tot jeug aksie lofliedere sou gesing het. En vir Awie en vir Neelsie en ons ander vriende saam kon staan in 'n kring en sommer net sê, kom luister alle dienaars van God. Ek wil vertel wat hy vir my gedoen het. In haar afwesigheid vanmiddag, fisiese afwesigheid, wil ons dankie sê, Didi, dat jy ons op meer as een manier geleer het hoe om dit te vertel. Dat jy nooit opgehou het om dit te vertel nie. En ons bid dat Villiers, wat vir jou meer as almal van ons sal mis, en jou kinders en jou kleinkinders, sal aanhou vertel. En dat ons wat deur jou lewe geïnspireer was, en sal bly, dat ons die vergadering van die dienaars van God sal opsoek, die geloofsgemeenskap nooit sal verwaarloos nie, want ons wil daar met lofliedere aanhou vertel, die Here is goed, die Here is goed. Hy verhoor ons gebede, die lof kom God toe, die een wat van ewigheid tot ewigheid getrou bly. Amen.
atlete. Dis God wat ons wedloop bepaal. Daar's 'n skaar verlosters wat wag om die baan, dat ons almal die wenstreep sal haal. Elke las moet ons afgooi, die sonde wat maklik verstrik, dat ons God se pad met volharding kan loop, dis die pad na die ware geluk. Hou die oë op Jesus, ons vriend, ons verlosser, ons hoop. Vir die vreugd daarna het hy smarte verdra, hy begin en versterk ons geloof. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas bassyne, slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan.
ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy U naam. Laat U ryk kom, U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood, en vergeef ons al ons skade net, soos ons vergewe die wat teen ons sonde. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose, want U is die ryk en die sterkte en die ere vir ewig en ewig. Amen. Vir ewig en ewig. Net maar nog eenmaal dankie. Net maar nog eenmaal dankie vir die gawe van die lewe. En vir iemand wat die lewe met soveel oorgawe geleef het. Dankie dat ons vir haar kon ken. En vanmiddag sommer net nog eenmaal kan sê, die lof kom God toe. Hy is die een wat red. Mag ek nou bid dat die genade van die Here, Jesus die Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees, met almal van ons, sal wees en bly. En as ons nou in 'n kerkgebou was, sou ek gevra dat ons almal net maar sê, hardop sê, Amen. Dit is so. God is by ons. Amen.